Goeiemôre vriende. Dit is vandag die 2de Mei 2024 en ons is by dag 51 van ons gebedskursus. Ons is besig om te gesels oor die borsharnas van geregtigheid en meer spesifiek kyk ons na die stam van Juda, die 4de oudste seun van Jakob en Lea, na daardie steen in die borsharnas. En ons het gister gesels oor Peres en Serag en ons het begin met die gedeelte in Genesis 38 vers 29, want ons het gesê dat deur hierdie geslag van Juda moes Jesus gebore word. Die koning moes kom. Koning Dawid moes gebore word uit hierdie geslag uit. En hierdie geslag se bloed moes suiwer gehou word. En daarom was dit so erg toe Juda gaan en hy gaan trou met 'n Kanaanitiese vrou. Ons het gister gesels oor die 2 seuns wat dood is en dat Juda toe nou besluit het hy gaan nie vir Tamar gee vir sy 3de seun Sela nie, want hy was bang dat Sela sou dieselfde lot oorkom en ook doodgaan. Nou ons lees vandag in Genesis 38 vers 12 tot 4 in die Nuwe Lewende Vertaling en ek wil vir julle lees. Mettertyd het Juda se vrou Batsua gesterf. Dis nou die Kanaanitiese vrou wat hy gehad het. En na die routyd het Juda en sy vriend Gera van Adullam na Timna gegaan waar skeerders besig was om sy skape te skeer. In vers 13 sê iemand het vir Tamar gesê, jou skoonpa is op pad Timna toe om sy skape te laat skeer. In vers 14 sê Tamar het opgemerk dat Sela nou al groot genoeg was, maar dat Juda nie sy belofte nagekom het nie. So Tamar het besef dat sy was gebind aan hierdie belofte, hierdie reël wat God vir hulle gegee het, wat gesê het sy moet met hierdie seun trou. En Juda was nie van plan om dit te doen nie. Soos ons verder lees in Genesis 38 vers 14, dan staan daar en sy het haar rouklere uitgetrek, want sy moes tot op daardie stadium nog daardie rouklere gedra het, né? So sy sê sy het haar rouklere uitgetrek, 'n sluier aangesit en haarself vermom. En toe het sy langs die pad na Timna by die poort van die dorpie Enayim gaan sit. En vers 15 sê, en Juda het daar verbygekom, haar gesien en gedink sy's 'n prostituut, omdat haar gesig toegemaak was. En hy draai toe uit en onderhandel met haar om gemeenskap te hê. En hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. So Juda is toe nou nie so heilig soos hy gemaak het nie. Hy kry hierdie meisie langs die pad en hy dink sy's 'n prostituut. En hy onderhandel met haar om met haar gemeenskap te hê. En as ons verder lees, dan staan daar, hoeveel sal jy my betaal, vra Tamar hom. In vers 17 sê, ek sal vir jou 'n bokkie uit my trop stuur, beloof Juda. Moet jy vir my 'n pand gee totdat jy dit stuur, sê sy. Nou wat wil jy hê, vra hy. En sy antwoord, ek wil jou seël, jou armband en die stok in jou hand hê. En Juda gee toe die goed wat sy gevra het. En hy het met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword. En daarna het sy weer huis toe gegaan, haar sluier afgehaal en weer haar rouklere aangetrek. So hier kom Juda en hy het gemeenskap met sy skoondogter sonder dat hy besef dat dit sy is. Hy gee vir haar sy seelring, sy armband en sy stok as bewys dat hy met haar gemeenskap gehad het. Tot tyd en wyl hy vir haar die betaling van die bokkie stuur. Maar intussen raak sy swanger en ons sien God se hand in hierdie hele ding. As ons vers 20 lees, dan sê ons Juda het later sy vriend Gera, die Adulamiet, gevra om die bokkie na haar toe te neem en die pand by haar terug te kry. En hy kon haar egter nie opspoor nie. En hy vra toe vir die mense van die plek, waar is die tempelprostituut wat hier langs die pad by die poort van Enayim gesit het? Ons het nog nooit 'n tempelprostituut hier gehad nie, het hulle geantwoord. Vers 22 sê, en Gera het toe maar teruggegaan na Juda toe en gesê, ek kon haar nêrens kry nie. En die mense van die dorp sê, daar is nie 'n prostituut daar nie. Verder lees ons dan dat Juda sê in vers 23, sy moet dan maar die goed hou, sê hy. Ons het ons bes probeer om die bokkie vir haar te gee. Ons sal van onsself 'n spektakel maak as ons weer na die dorpie toe teruggaan. In vers 24 sê, omtrent 3 maande later, hoor Juda dat Tamar, sy skoondogter, haar vir 'n prostituut uitgegee het en swanger geword het. Weet julle wat doen Juda toe? Die Bybel sê, bring haar uit en verbrand haar, het Juda uitgeroep.
Ons sien hierdie skynheilige Juda, hy was die een wat haar swanger gemaak het. Hy is die een wat by die prostituut geslaap het, wat gedink het dit was 'n prostituut, en toe was dit al die tyd Tamar. En hy roep uit en sê, bring haar uit en verbrand haar. Vers 25 sê, en toe hulle haar uitbring om haar te straf, stuur sy 'n boodskap aan haar skoonpa. Die man aan wie hierdie seël, armband en kiedie behoort, is die pa van my kind. Erken jy dit? En vers 26 sê, en Juda het erken dat dit syne was en gesê, ek is skuldiger as sy, want ek het nie my belofte nagekom om haar as vrou vir my seun Sela te gee nie. Juda het daarna nie weer met Tamar gemeenskap gehad nie. Nou, ons lees verder dat in vers 27, toe die tyd van die bevalling gekom het, was dit 'n tweeling. En hierdie tweeling se naam was Perez en Serag. En ons gaan môre verder oor hulle gesels. Maar vir vandag wil ek net afsluit met 2 gedeeltes. Matteus 7 vers 1 tot 5 sê in die Nuwe Lewende Vertaling: hou op om 'n oordeel oor ander uit te spreek, dan sal God ook nie 'n oordeel oor julle uitspreek nie. Hy sal julle beoordeel soos julle ander beoordeel. Die kriterium waarmee jy oordeel, sal ook vir julle gebruik word. En dan sê vers 3, en hoe sien jy die splintertjie in jou medemens se oograad, maar jy merk nie die eislike stomp in jou eie oog op nie? Of hoe sal jy vir jou medemens sê, kom, laat ek daardie splintertjie uit jou oog haal, terwyl daar 'n eislike stomp in jou eie oog sit? Jou skynheilige, haal eers die stomp uit jou eie oog uit, en dan sal jy ook duidelik kan sien om die splinter uit jou medemens se oog uit te haal. Die Bybel sê nie ons moet nie die splinter uit ons medemens se oog uithaal nie, maar hy sê haal eers die stomp uit jou eie oog uit. Hier kom Juda, en Juda is die een wat Tamar swanger maak. Juda is die een wat hierdie vrou hier langs die pad as 'n prostituut, maar hy is baie vinnig om uit te skree en te sê, verbrand haar, want sy het haarself as 'n prostituut uitgegee. Weet julle, daar is 'n geweldige belangrike beginsel in die Bybel. Ons lees in Openbaring 12 vers 10, dat die duiwel die aanklaer van ons medegelowiges is, en dat hy dag vir dag die medegelowiges aankla voor God. Ons sien dat in vers 10 in Openbaring 12 staan dat die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Met ander woorde, elke dag, dag en nag, word ons medegelowiges voor God aangekla vir dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Dis is die vyand dag en nag besig om dit te doen. Maar nou is daar 'n baie belangrike beginsel wat 'n stryk vir ons uitwys waarin ek en jy nie durf hoef te trap nie. As ons gaan kyk na Deuteronomium 19 vers 15, dan staan daar in die Nuwe Lewende Vertaling: jy mag nie iemand aan 'n misdaad skuldig bevind slegs op grond van die getuienis van net een getuie nie. Die feite van die saak moet vasgestel word op grond van die getuienis van 2 of meer getuies. Met ander woorde, een getuie is nie genoeg dat God jou skuldig vind nie. Daar moet 'n tweede getuie wees wat dit bevestig. En weet jy, die vyand is altyd besig om my en jou voor die Vader aan te kla, maar hy het 'n tweede getuie nodig om hierdie krag en lewe aan hierdie aanklag te gee. En die oomblik wat ek en jy onsself skuldig maak om my medegelowige aan te kla, word ons Satan se tweede getuie. En Satan se oordeel staan vas voor die Vader. Is dit nie 'n skrikwekkende gedagte nie? Ek wil jou vandag vra, is jy 'n medewerker van Christus of is jy 'n medewerker van die duiwel? Is jy die duiwel se tweede getuie of is jy die een wat jou medegelowige help om vergifnis by God te kry? Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie vir die wonderlike woord wat U vir ons gee. Dankie dat ons weet dat ons graag wil doen wat U wil hê ons moet doen. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat ons 'n medewerker van U sal wees en nie 'n medewerker van die duiwel nie. Dat ons eerder ons medegelowiges sal help as om hom aan te kla saam met die duiwel. Ons bid dit vandag in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.